Ons gaan nou die 97ste keer saam lees uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring 19. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig. Want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê: Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid, wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug, en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die linne is die regverdige dades van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. In vers 9 sien ons dat daar sekere mense is wat genooi is na die bruilof van die lam en dat hulle salig is. Matteus 22 vertel die verhaal waar die koning sy gaste na die bruilof uitgenooi het, maar elkeen het 'n verskoning gehad. Dit het gemaak dat die koning sy diensknegte beveel het om op die kruispaaie te gaan en almal te nooi wat hulle mag vind om die bruilof by te woon. Matteus 22 vers 9. Hierdie gelykenis wys daarop dat die Jode die genooides was, maar hulle eie Messias verwerp het, Johannes 1 vers 11, en nou word die uitnodiging ook na die heidene verleng. Nie in simboliese of allegoriese taal nie, maar ronduit het Jesus hierdie boodskap aan die Jode oorgedra, dat baie uit die ooste en weste sal kom en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele, Matteus 8 vers 11. Die kinders van Israel wat bedoel is vir die bruilofsmaal, wat veronderstel is om aan te sit aan die tafel van die koninkryk, sal buitentoe gedryf wees, Matteus 8 vers 12. Dit is nie omdat hulle nie uitverkies is nie, maar omdat hulle gekies het om in die duisternis te wandel, Johannes 3 vers 19. Oftewel, die wat nie weergebore is, wat Jesus persoonlik aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker nie. Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elke een wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Elke mens op aarde moet persoonlik deur geloof of ongeloof op God se uitnodiging antwoord. Iemand kan nie namens u antwoord nie. Jy kan nie op iemand reken om vir jou te antwoord nie. Ag, as jy bespreek, onthou om maar vir my ook te bespreek, sê mense dikwels vir 'n vriend wat saam met hulle na 'n ete moet gaan. Ouers kan nie vir kinders antwoord nie en kinders nie vir ouers nie. Die uitnodiging is nie bloot 'n uitnodiging om die huwelik by te woon nie, maar dit is ook 'n huweliksaanbod. Die Here vra sy bruid se hand in troue. 'n Bruidegom doen dikwels baie om sy bruid te verras met 'n verloving. Dink hieraan, hy gaan op 'n hoë berg, hy ry af na die see toe. Miskien soek hy 'n romantiese restaurant of iewers in 'n bos in die Bosveld 4. Hier gaan hy af op sy een knie en vra die groot vraag. Christus het egter nie afgegaan op 'n knie nie, maar is opgehang aan 'n kruis. Dit is vanaf hierdie kruis dat die Vader sy seun voorstel aan die bruid. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, sê Romeine 3 vers 15. Soos met enige bruilof is daar ook 'n maaltyd. Hierdie verwys na 'n wonderlike vreugdefees om in gemeenskap met God te wees. Dit is veral wat 'n maaltyd aandui in Bybelse terme. Sommige meen dat hierdie bruilofsmaal oorloop tot in die 1000 jaar vrede.
'n voortdurende gemeenskap tussen die bruidegom en die bruid. En om dit alles af te sluit en af te rond, word daar 'n bevestiging gegee aan die einde van vers 9 met die woorde: dit is die waaragtige woorde van God. Ons gaan nou die 98ste keer saam lees uit Openbaring en ons lees Openbaring 19 vers 1 tot 10. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê: Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê: Amen, halleluja. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys onse God, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my: skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my: dit is die waaragtige woorde van God. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Maar hy het vir my gesê: moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het, aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Ons het na hierdie Openbaring 19 in 4 dele gekyk. Die eerste deel is natuurlik vers 1 tot vers 6, die toesprake wat by die bruilofsmaal plaasgevind het, die bruilof plaasvind, en dan vers 7 en vers 8, wat ons leer van die bruilof en die kroningsplegtigheid van die lam, en dan vers 9 en vers 10, of vers 9 veral dan wat ons wys op die uitgenooides na die bruilofsmaal, en dan nou gaan ons by vers 10 stil staan. Een van die uitstaande kenmerke van die Bybel is die eerlikheid waarin Bybelskrywers nie hulle eie sonde wegsteek of verdoesel nie. Dit is so maklik om 'n oneerlike verslag van gebeure weer te gee waarin ek myself van vernedering spaar. Die eerlikheid van Bybelskrywers bring ons eerder onder die diepe indruk van die juistheid van gebeure en die betroubaarheid van die Heilige Skrif. Sou hulle dit fabriseer, is dit baie eerder waarskynlik dat hulle die selfinkriminerende getuienisse weglaat. Die skrif is egter deur God geïnspireer, 2 Timoteus 3 vers 16, en Bybelskrywers het gedoen wat God van hulle verlang het, soos hulle deur die Gees van God gedryf is. 2 Petrus 2 vers 21. So vind ons Dawid, wie se moord op Uria nie uitgelaat is nie, 2 Samuel 12 vers 9, en sy owerspelige verhouding met Batseba nie weggesteek is nie, 2 Samuel 11 vers 4. Petrus wat lafhartig Jesus verloon het. Thomas het eers nie geglo dat Jesus uit die dode opgestaan het nie, soos die ander disippels, Johannes 20 vers 25. Daar is te veel om op te noem as ons van Abraham, Gideon, Simson en talle ander profete, konings en priesters moet praat. So vind ons Johannes nog in die vlees, alhoewel in die gees weggeneem, om die wonders van die toekoms te sien. Openbaring 1 vers 1, vers 10, Openbaring 4 vers 1. Hy wie die verheerlikte Christus gesien het, en soos 'n dooie aan sy voete geval het, Openbaring 1 vers 17. Hy wie die lam en die aanbidding rondom sy troon beleef het, Openbaring 4 vers 2. Hy wie so pas die vooruitsig van die lam se kroning en bruilof gesien het. Hy wie so pas gesien het dat die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens God aanbid, wat op die troon sit, Openbaring 19 vers 4. Hy, hierdie Johannes, val nou neer voor 'n engel om hom te aanbid. Dit is baie vreemd en amper onlogies. Maar voordat ons Johannes vinnig oordeel, moet ons net 'n oomblik weer
eerstens respek vir die skrif se eerlikheid kry en ook onsself in sy skoene sit. Sy belewenis en groot oomblik het hom so uit die veld geslaan. Dit maak dit egter nie reg nie, daarom dat hy sterk bestraf is met die woord moenie. Hierdie engel is waarskynlik nog al die pad Johannes se toergids, die agent van die boek, Openbaring 1 vers 1. Hy word in Openbaring 17 vers 1 geïdentifiseer as een van die 7 engele met die 7 skale. Dit is hierdie engel wat Johannes na die woestyn geneem het en hom die owerspelige vrou op die skarlakenrooi dier gewys het. Dit is ook hy wat Johannes die bruid van Jesus, die stad Jerusalem sal toon, Openbaring 21 vers 9. Anders as die duiwel wat graag aanbidding verlang en wat as 'n beeldskone engel uit die hemel gegooi is daarvoor, Jesaja 14 vers 14, Jesegiel 28 vers 17, het hierdie engel geen aanbidding aangeneem nie en Johannes onmiddellik bestraf om dit nie te doen nie. Hy het die aandag onmiddellik na God gerig en gesê dat net God aanbid moet word. Dit is die eerste gebod, Eksodus 20 vers 3. Die engel erken ook sy status, dat hy nie beter of hoër as enige ander skepsel is nie. Inteendeel, hy stel hom bekend as 'n mededienskneg, wat hy weer sal doen en bevestig, Openbaring 22 vers 9. Hy rig nie net Johannes se aandag na God nie, maar ook na Jesus. Sy woorde dat die getuienis van Jesus die gees van die profesie is ook 'n belydenis van die engelse kant. Hy erken hierdeur dat hy wat Johannes hierdie dinge toon en 'n soort agent is niks. Hy wys hom bloot wat deur God geopenbaar is, want net Jesus is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Net God weet wat in die toekoms is en alles sentreer rondom Jesus. Hy wat die engel is niks. Ons lees nou die 99ste keer saam met Openbaring. Ons lees Openbaring 19 vanaf vers 11. Toe het ek die hemel geopen gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n swaard, 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep, en vir al die voëls wat in die middel van die lug vlieg gesê, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die groote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor 1000 en die vlees van sterkes en die vlees van perde, en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. Ek bring net weer Openbaring 1 vers 7 onder u aandag, en daar staan, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf, ja, amen. Ons het met die behandeling van hierdie vers gesê, dit is die temavers van Openbaring. En nou is dit presies wat hier gebeur wat ons lees. Die grootste dag op aarde is geen ander dag as die dag dat Jesus
uit die hemel verskyn. Wanneer die woorde van die hemelvaart in vervulling gaan, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Handelinge 1 vers 11. Die verbasing op die ateïs en die agnostikus se gesig sal boekdele spreek. Ek kan my net voorstel hoe hulle monde oophang en hulle kakebene teen die grond oopstamp. Die verdwaasdheid in hulle oë soos 'n gans wat na die weerlig staar, wanneer hulle hom wat hulle ontken het op die wolke van die hemel sien kom. Daniël 7 vers 13 en 14 sê, en ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot aan by die oue van dae, en hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Hierdie punt is die hoogtepunt van Bybelse profeseë. Alle Bybelse profeseë oor die wederkoms werk na hierdie punt. Dr. Henny Prinsloo verwys na al die stroompies van profesie wat opgevang word in die boek Openbaring en bereik 'n klimaks in Openbaring 19 vers 11 tot 21. Daar is 1400 verwysings in die Bybel na Jesus se wederkoms en aanverwante gebeure. In die Nuwe Testament alleen is daar 318 verwysings na die wederkoms. Iemand sê by geleentheid die dominee spreek al jare oor die wederkoms, plaas spreek hulle bekering sodat hulle reg kan wees wanneer hulle doodgaan, wanneer Jesus hulle by die dood kom haal. Dan het die wederkoms mos vir hulle plaasgevind, sê die man. Natuurlik moet ons bekering preek, maar die boodskap van die wederkoms is 'n onvermydelike boodskap as ons die volle raad van God verkondig. Die wederkoms vind nie plaas by elkeen se dood nie. Dit is 'n eenmalige gebeurtenis wat sal plaasvind, die grootste dag op aarde. Die grootste dag op aarde is wanneer Jesus Christus uit die hemel verskyn. Vers 11 sê, toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Wanneer Jesus verskyn. Kyk, hy sit op 'n wit perd. Johannes sien die Messias op 'n wit perd. Die laaste keer toe Jesus Jerusalem ingery het was op die rug van 'n esel. Sagaria 9 vers 9, Matteus 21 vers 5. Hy was op pad kruis toe. Die dienskneg van God het sy lewe vir die mens kom aflê. Wanneer Jesus egter met sy wederkoms terugkeer, is hy op pad troon toe. Hy is die pas gekroonde koning, Openbaring 19 vers 6. Jesus gaan op 'n wit perd afklim en sy voete op die Olyfberg aan die ooste van Jerusalem sit. Sagaria 14 vers 4. Soos ons verstaan het Jesegiel 44 vers 2 en 46 vers 12, sal Jesus deur die verseelde oospoort Jerusalem binnegaan, om as die prins van vrede op die wit perd sy koninkryk op te rig. Kyk net ook na sy naam. Hy word 4 name gegee in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Hy word eerstens getrou en waaragtig genoem in vers 11. Hierdie naam neem ons terug na Openbaring 3 vers 14. Hier word Jesus ook getrou en waaragtig genoem. Die getroue en waaragtige getuie. Ons verstaan hierdie naam dan teen die agtergrond van Bybelse profesie. Alles wat Jesus gesê het, sal gebeur, het gebeur. Hy is getrou en waaragtig om alles te vervul tot die laaste jota en titeltjie, Matteus 5 vers 18. Hy word tweedens ook 'n naam gegee wat niemand ken nie behalwe hy self, Openbaring 19 vers 12. Die naam van die Here het 'n besondere betekenis. Wanneer ons verwys na die naam van God, dan verwys dit na die volle som van sy wese. Dit verwys na wie God is. Aan Moses is geopenbaar, God is die ek is. Eksodus 3 vers 14. Dit beteken God is wat hy doen. Hy openbaar homself in sy werke. Hy is die Here, Eksodus 6 vers 1. Hy is die Here wat Israel uit Egipte land gelei het, Eksodus 20 vers 2. Hy is die Here wat ons gesond maak, Eksodus
15 vers 26. Hy is die Here onse God, Levitikus 18 vers 2, en daar is nog baie ander voorbeelde. Johannes 8 vers 58 sê dan, Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. In Afrikaans is die woorde is ek verkeerd om. Die oorspronklike taal is dit ek is, nie is ek nie. Jesus is die ewige ek is. Die feit dat God 'n naam het wat niemand ken behalwe hy self, beteken dat God veel groter is as wat ons kan verstaan of wat aan ons geopenbaar is. Dit wat ons van hom weet, is alleen wat ons van hom deur sy geopenbaarde naam ken, maar die volle som van sy wese is ondeurgrondelik. Derdens word hy ook die woord van God genoem in vers 13 wat ons gelees het. Hierdie naam het geen bekendstelling nodig nie. Die einste Johannes skryf aan die begin van sy verslag van Jesus Christus se lewe, dat Jesus die woord van God is, wat God self is. Dit is die woord van God wat vlees geword het, en wat onder ons mens kom woon het, Johannes 1 vers 14. Dit is God met ons, Jesaja 7 vers 14 en Matteus 1 vers 23. Ons aanvaar daarom dat hy wat met die wederkoms terugkeer, die ewige God is, wat met ons sal woon. Dan ook nog 'n laaste naam, die koning van die konings en die Here van die Here. So word hy genoem in Openbaring 19 vers 16. Hierdie naam is op sy heup en kleed geskryf. Dit neem ons na Jesaja 11 vers 5. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Hierdie vers staan in konteks van Jesus se koningskap, want net die volgende vers verwys na sy regering in die 1000 jaar van vrede, wanneer die wolf en die lam gaan saam wei en die luiperd by die bokkie lê. Dit verwys daarom na die soort koning wat Jesus gaan wees, 'n koning van geregtigheid en 'n koning wat uiteindelik trou sal wees. Hy gaan die koning van die konings wees en die Here van die Here. Ons is nou by die 100ste saamlees uit die boek Openbaring. Ons lees Openbaring 19 vers 11 tot aan die einde van vers 16. Toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die Woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Ons het reeds by die perd stil gestaan en ook by die naam van Jesus Christus in hierdie gedeelte, die 4 name wat aan hom gegee word. Ons gaan nou vir 'n oomblik stil staan by sy voorkoms. Eerstens kyk ons na sy oë. In Openbaring hoofstuk 19 vers 12 staan daar, en sy oë was soos 'n vuurvlam. Persoonlik wonder ek dikwels oor Jesus se voorkoms. Menslike vrae, soos watter kleur hare het Jesus en watter kleur oë het hy? Sommige antwoord vinnig dat Jesus soos 'n tipiese Midde-Oosterse persoon lyk, met donker hare en bruin oë. Dit mag dalk waar wees. Ons sien egter dat ongeag van die kleur van Jesus se oë, het Johannes hulle gesien soos 'n vuurvlam. Dit is ook hierdie beskrywing wat Johannes gegee het in die eerste hoofstuk toe die verheerlikte Christus aanvanklik aan hom verskyn het, Openbaring 1 vers 14. Dit het ook so gelyk soos Daniël hom gesien het met oë wat gelyk het wat vuur skiet, soos die oorspronklike taal impliseer, Daniël 10 vers 6. Waarom hierdie beskrywing van sy oë? Ek kan dit nie anders sien as 'n verwysing
na die reinheid en heiligheid van sy siel. Ons sê mos die oë is iemand se vensters na die siel. Iemand se oë verklap sy emosionele en innerlike toestand. Jesus se oë is in sy geheel en algeheel rein, Habakuk 1 vers 13. Maar wat van sy hoof? Vers 12 sê ook vir ons, en op sy hoof was baie krone. Dit is interessant om geen beskrywing van krone op Jesus se hoof raak te lees in Daniël nie. Dit terwyl Daniël ons leer dat sy hare is soos wit wol. 'n Soortgelyke beskrywing van sy wit hare word ook gegee in die eerste gesig van die verheerlikte Christus. Maar weer eens geen krone op sy hoof nie, Openbaring 1 vers 14. Hierdie wit hare, soos wit wol, soos sneeu, verwys na Jesus as 'n regverdige regter, in wie daar geen onreg en bedrog is nie. Nou egter, na die kroningsgeleentheid in die hemel, gepaard gaande met die bruilof van die lam, vind ons Jesus met baie krone op sy hoof. Openbaring 19 vers 6. Dit verwys na sy regering en mag oor elke volk, stam, taal en nasie. Net soos Daniël dit gesien het, dat die hemelkoning se koninkryk oor die hele aarde sal kom. Daniël 2 vers 35. Maar nou sien ons ook sy kleed. Hier vind ons nog 'n dramatiese verskil in die tydgebonde openbaringe van Jesus Christus. In die tyd toe Jesus aan Daniël sigbaar geword het in die Ou Testament, was Jesus se kleed so wit soos sneeu, onbevlek. Selfs Jesaja het die some van sy kleed gesien, met geen sprake van 'n gevlekte kleed nie. Jesaja 6 vers 1. Ook aan die begin van Openbaring, toe die verheerlikte Christus aan Johannes op die eiland Patmos verskyn, sien Johannes hom met 'n kleed wat tot op sy voete hang, met 'n goue gordel. Openbaring 1 vers 13. Weereens 'n rein kleed met geen vlek of rimpel. Jesus se kleed, soos deur Johannes gesien by sy wederkoms, is nou heeltemal bevlek. Dit is ook nie meer wit nie. Dit is nou bloedrooi en letterlik bloedrooi. Sy kleed is in bloed gedoop. Dit het vers 13 vir ons gesê. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. Die vraag is, waarom is dit in bloed gedoop? Die antwoord kom uit die merkwaardige profesie van Jesaja 63 vers 1 tot 3. Daar staan, wie is dit wat daaruit aankom uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in die volheid van sy krag. En dan kom 'n antwoord, dit is ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. En dan word die vraag weer gevra, waarom is u gewaad so rooi? En u klere soos die een wat die wynpers trap? En dan kom die antwoord, ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by my nie, en ek het hulle getrap in my toorn, en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap op my klere gespat, en ek my hele gewaad bevlek het. Sy kleed is in bloed gedoop, want hy trap die parskyp van die wyn, van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige, Openbaring 19 vers 15. Ons sien dit in sy handelinge en aksies wanneer hy by sy wederkoms kom om oorlog te voer. Dit is op hierdie kleed wat die naam Koning van die Konings en Here van die Here geskryf is, Openbaring 19 vers 16. As 'n oorwinnaar kom hy om sy vyande te verslaan.